kan saam met my blaai na Paulus se brief aan die Filippense en ons gaan die laaste gedeelte van daardie brief van die Filippense vanmôre saam lees. Ons net so 'n bietjie kan teruggaan. Paulus skryf hier vir hierdie gemeente wat hy so 10 jaar voor dit besoek het en geplant het. En hier skryf hy nou vanuit die tronk. En hy kom bemoedig hierdie gemeente om midde in hulle omstandighede steeds vreugde en blydskap te kan hê. Ten spyte van dit wat om hulle gebeur. En hy kom noem sy eie getuienis daar in die gevangenis, hoe God juist sy situasie kom gebruik. En tot God se eer en die uitbreiding van God se koninkryk. En met laasweek se boodskap toe ek 'n bietjie dink aan Paulus, ook besef ek dan selfs daar in die gevangenis was Paulus daar waar God hom wou gehad het, want God het 'n taak vir hom daar gehad. En dit is wat Paulus vir hulle wil kom tuisbring, selfs in jou eie omstandighede wat nie ideaal is nie, het God vir jou 'n taak en 'n roeping en hy wil jou gebruik ook daarin. En so kom skryf hy vir hulle, hy kom bemoedig hulle en herinner hulle, waar is hulle vreugde, hulle vrede, en hy die lyn reg deur dit alles wat vir ons uitstaan, is Paulus se fokus op Christus. Hy sê, alleenlik deur Christus is ek in staat om dit alles deur te gaan. Hy sê daar vir ons, vir my is die lewe Christus. Hy sê op 'n stadium, ek verlang om heen te gaan. En dit is nie omdat hy moeg is vir die lewe, nie meer kans sien nie, maar dit is omdat hy so graag by sy verlosser wil wees. Maar dan sê hy ook vir ons, en net na dit, ek weet dat om julle onthaal wat dit nodig is dat ek hier bly, waar God hom wil gebruik. En hy kom vertel so 'n bietjie van sy agtergrond, en selfs al kom hy uit hierdie ideale agtergrond, as ons 'n bietjie kyk, want Paulus het 'n goeie agtergrond gehad, hy het goeie geleerdheid, ons onderstreep hy vir ons daar in hoofstuk 3. Sonder Christus, al hierdie titels, dit wat hy geleer het, beteken eintlik maar niks. Inteendeel, na hy Christus ontmoet het, besef hy, dit is niks werd, want niks van dit kon sy saligheid bewerk nie. Hier vroeg in die 4de hoofstuk, het Paulus dan vir ons kom dit so 'n bietjie prakties maak, soos hy sy gebed kom, sy brief kom afsluit, sê, wat maak ons met ons bekommernisse, en wanneer dit nie lekker gaan nie. En hy sê daar in hoofstuk 4 vers 6, moet oor niks besorgd wees nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeek en met danksegging bekend word by God. Sê die voortdurende verhouding, hierdie kommunikasie, geleefstyl van gebed, wat Paulus self uitgeleef het, en hulle kon in sy voorbeeld sien. En hy kom sê ook vir hulle daar in vers 9, hy sê, dit wat julle by my geleer het, dit wat julle in my gesien het, by my gehoor het, doen dit. Wat 'n aanmoediging is dit nie, om ook aan die een kant te kan sien, te kan kyk na getuies, dit wat God besig is om te doen in ander se lewens, dat dit ons bemoedig, maar ook, bietjie na onsself kyk, kan ek sê vir iemand wat dalk bietjie swaar kry in hulle geestelike lewe, as jy wonder hoe jy moet leef, as jy 'n voorbeeld soek, kyk na my lewe. Maar Paulus kom, en hy kom neem dit so 'n bietjie verder, en ek wil vandag daar saam lees, vanaf vers 10, tot en met die einde van die hoofstuk. Hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Hy sluit so aan, by onthou wat Paulus daar in die eerste hoofstuk gesê, wat hy die Here kom dank vir hulle deelgenootskap, hulle samewerking in die evangelie. En hierso, ons sê hy verbly hom, dat die Here dit moontlik gemaak het, dat hulle ook so by hom betrokke kon wees. Vers 11, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet
om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen, toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle, Filippense, weet ook dat aan die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het dit alles ontvang en ek het oorvloed en ek het dit volop nou dat ek van Epaphroditus ontvang het wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Aan ons God en Vader die heerlikheid tot alle ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders wat saam met my is, groet julle. Al die heiliges en veral die wat aan die keizerlike huis behoort, groet julle. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Ons lees net tot sover. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend ons sê ons dankie. Dankie vir die dag. Dankie vir die geleentheid om weer die woord te open. Vader, dankie vir die woord wat lewend en vars is. Al het ons dieselfde gedeelte al soveel keer gelees, is dit elke keer nuut en spreek U daardeur tot ons. En soos U al met ons in ons harte kom inspreek het deur hierdie brief wat Paulus vir die Filippense kom skryf het, ook weer eens vanoggend vra ons Vader dat jy sal kom oopbreek. Kom spreek in ons harte en ons lewens in. Ons kom vra dit in U wonderlike naam. Amen. Ek kan vir my sê, wat is die verskil tussen 'n termostaat en 'n termometer? Dankie. Thermostaat is een wat die temperatuur reguleer en 'n termometer meet net die temperatuur. So 'n thermostaat, as dit op 'n sekere temperatuur kom, dan skakel hy af, die temperatuur word gehou, en dan as die temperatuur weer geval het, dan skakel hy weer aan, sodat dit kan dan daai temperatuur gaan. Dankie Maritjie, dit is 'n goeie verduideliking. Het julle almal gehoor? So is net so vinnig 'n termometer. Ons het 'n termometer, hy gee vir ons weer wat in die omgewing aangaan. So as ek hier 'n termometer het, dan kan ek sien, so, dit is die temperatuur hier binne. Ja, so sê, is warm of is baie koud of wat ook al, maar hy word beïnvloed deur die omgewing waarin hy geplaas word. 'n termostaat, toe die teenoorgestelde is, wat ek hier gesê het, hy beheer of reguleer die omgewing. As ons 'n verwarmer of verhitting of 'n lugversorger het, dan sal ons hom stel op 'n sekere temperatuur en die termostaat sorg dan dat hy die omgewing op daardie temperatuur hou. Vra julle, wat het dit met Filippense te doen? As ons kyk na Paulus kan ons sê was 'n termostaat. Dat ek verduidelik, Paulus, wat hy hier vir hulle kom thuisbring het, is, hy het hom nie laat beïnvloed deur onderkry, deur dit wat om hom gebeur, daar waar hy in die tronk is, die martelinge wat hy deurgegaan het, die verhoor wat nou oor hom hang, hy het nie dat dit om onderkry en sy geestelike lewe aftrek nie. Want so baie van ons met tye, dan wanneer die lewe gebeur, wanneer dinge begin swaar gaan, dan sien jy dit ook in die persoon
sy lewe, sy geestelike lewe, sy gemoed. Paulus kom wys vir ons as kinders van God, is nie veronderstel om 'n bloot 'n termometer te wees nie, maar eerder 'n termostaat, om 'n invloed te hê daar op die omgewing waar God ons geplaas het. So, in steede daarvan dat die omgewing vir hom beïnvloed het, hom afgetrek het, Paulus, dit wat hy in Christus gehad het, wat hy in Christus gevind het, aan vasgehou en so 'n impak gemaak in die omgewing waar hy was. Selfs daar in die tronk. Ons lees daar vroeër in Filippense, hoe hy selfs in die keiserlike wag, wat hulle sy getuienis gehoor het en van hulle tot bekering gekom het. Sou dit gebeur het, as Paulus bloot net stil gesit het, om laat beïnvloed, laat onderkry het, deur sy omstandighede? Nee. Maar hy het dit geneem, tot God se eer gebruik, en 'n impak vir God se koninkryk gemaak. Soos wat ons daar in Filippense 1 vers 12 lees, wat hy sê, dit wat met my gebeur het, ek wil hê julle moet weet, dit wat met my gebeur het, was alles tot uitbreiding van die evangelie van Christus. Laat ons dit in gedagte hou, wanneer die lewe gebeur, is ek 'n termometer of 'n termostaat. Paulus kom vir eintlik maar wat hy kom tuisbring is hoe stel God hom in staat om 'n impak, 'n verskil in sy omstandighede te maak, hoe God hom kon gebruik het, en daar het ons al gesê, hy het sy getuienis kom deel, en so die Filippense kom opbou het, wat ook in omstandighede geleef het, wat nie ideaal was nie, wat in 'n gemeenskap moes staande bly, wat God nie vereer het nie. Wat baie maklik as gemeente net hulle kon laat beïnvloed het, kompromie aangegaan het en eintlik maar weggeraak het. Dieselfde as die wêreld. God roep ons nie om dieselfde te wees nie, maar om 'n verskil, 'n impak te maak vir sy koninkryk. En Paulus het vir ons kom duidelik stel, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? En ons sien dat as ons Christus nommer 1 maak, soos wat Paulus gemaak het, en alles voor God in afhanklikheid bring, dan stel hy ons in staat, daardie 2 verse wat ek net nou aangehaal het, bring alles in gebed en smeking met dankbaarheid voor God. Alles. Groot dinge, die klein dinge, dit wat my raak, bring alles voor God. En die vers wat daar volg gesê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Paulus het dit kom prakties uitleef, en nie dat hy vir hulle kon sê, kyk na my voorbeeld, dit wat julle in my sien, kyk wat doen God in en deur my lewe. Dit gaan nie oor Paulus, hoe goed Paulus was, en hoe goed hy by alles gehou het nie, hy sê vir ons vroeër, hy is nog nie daar nie, hy is nie perfek nie, hy sê, volg my, en hoe ek Christus volg. En hier in hierdie laaste gedeelte begin hy sy brief dan afsluit. En hy kom trek dit so 'n bietjie verder. Hy sê daar, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waarin julle ook gedink het, maar julle het nie geleentheid gehad nie. God, as Paulus kom, en hy kom skryf vir hulle, hy kom eer vir God, hy sê dankie vir hierdie mense, wat deelgenote van my in die bediening, in die evangelie is. Hy sê dan vers 11, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En daardie woordjie vergenoeg, en dit is wat ek ook as tema van vanmôre se boodskap geneem het. Vergenoegdheid, om vergenoeg te wees. Net in die, ek vind hierdie woord net in die
in die ou Afrikaanse vertaling, die 1953 vertaling. Die 2020 vertaling gebruik 'n bietjie meer moderne woord. Hy vra van ek het geleer om tevrede te wees. As dit 'n bietjie duideliker dit vir ons bring. Hierdie vergenoegdheid sê dit vir my so mooi. Van die ander vertalings kom nie regtig daarby uit nie. Die Nuwe Lewende vertaling sê ek het geleer om reg te wees in alle omstandighede. 1983 vertaling sê ek het geleer om in alle omstandighede te behelp. Die woord, en as ons teruggaan na dit wat daar bedoel is, en ons kyk bietjie na die Engelse vertalings ook, wat praat van contentment, vergenoegdheid, om tevrede te wees daar waar jy is, in jou omstandighede. En Paulus kom hier in hierdie laaste gedeelte, en hy kom deel vir ons kan amper sê, die geheim van vergenoegdheid. Om tevrede te wees in jou omstandighede. Dan dink ons terug net 'n paar verse wat hy gesê het, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Om daardie vrede midde in jou omstandighede te hê, 'n vergenoegdheid. Wat is dit wat Paulus vir ons daar kom tuisbring? Hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here. En dan verwys hy na die gawe wat die Filippense vir hom kom stuur het saam met Epaphroditus. Nou was 'n tyd wat dit nie vir hulle moontlik was nie, 'n tyd wat hulle nie by hom kon uitkom nie. En hier uiteindelik het hulle die geleentheid en hulle het Epaphroditus gestuur met 'n gawe, met 'n bydra. Dit lyk vir ons asof dit 'n finansiële bydra was om Paulus te help in die bediening, juis ook daar in die gevangenis, om hom te ondersteun daar waar hy was. So ons sien weer die tema wat so reg deur Filippense loop, blydskap. En hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here. Ons het nou 'n paar keer gesien wat hy sê, wees bly in die Here, verbly julle, Filippense 4 vers 4, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Interessant, hier is die enigste plek in hierdie brief en ook in Paulus se briewe wat hy die term grootliks saam met verbly gebruik. So ons kan sien die blydskap, die vreugde wat hy daarin gehad in die deelgenootskap wat hierdie gemeente, hierdie Christene saam met hom gehad het. Dat God hulle kon gebruik om hom te ondersteun daar waar hy was. So Paulus kom sê, wat ons met Paulus kan leer, eerstens is om ons te verbly in God se voorsiening. Verbly jou in God se voorsiening. Wanneer hy God kom eer en hy bly voor die Here vir dit wat vir hulle moontlik was, dat hy uiteindelik, al het hulle dit al lankal, was dit hulle bedoeling, was dit nou eers vir hulle moontlik. Verbly hy hom, nie primêr in die gawe nie. Ja, dit is ook nodig. Dit is nodig dat ons ondersteuning moet ontvang, maar eerstens in God se voorsiening. Om bly te wees in God se voorsiening, nie in die gawe nie. So die blydskap is oor God, wat getrou is, tweedens dan oor die gawe. Dit is hier die eerste stap wat Paulus vir ons leer. Hoe is dit moontlik om in alle omstandighede vergenoeg te wees? Tevrede te wees. Verbly jou in God se voorsiening. Om te besef dat alles wat ons het, alles wat ons ontvang, kom van God af. Dis hy wat vir ons voorsien. En dan sê jy, maar ek het hard gewerk vir die salaris wat ek kry. Ja. Maar wie het vir ons die gesondheid gegee, die vermoë, die talente, om daardie werk te kan verrig. Van God alleen af. So alles wat ons het,
alles kom van God af. So wanneer daar tye is wat ons nood het, en ons broers en susters, ons vriende kom en hulle ondersteun ons, is dit God wat hulle gebruik om in ons behoefte te voorsien. Wat ook al ons voorsien, wat ook al ons ontvang ons van God af. Ek moet om dit in ons gedagtes, in ons harte vast te maak. Wat ook al ek ontvang, wat ek het, is alles van God af. En daarom verbly ek my in God se voorsiening. So het mekaar gesê, die Filippense het geweet van Paulus se behoefte. Hulle het besef wat hy nodig het, want daar was 'n tyd wat verloop het, wat dit nie vir hulle moontlik was om by hulle uit te kom nie. En dan skryf hy vir hulle, hy sê, ek verbly my grootliks in die Here dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar nie die geleentheid gehad het nie. Ons kan amper dink, is hy nou so bietjie ontsteld met hulle, dat hulle so lank gevat het? Nee. Dit is nie wat Paulus daar kom probeer tuis bring nie. Dit wat hy volkom onderstreep is dat hulle al die tyd as sy belange omgesien het, dat God hulle gebruik het om te ondersteun. Ja, in gebed, op ander wyses en hier dan ook op fisiese, materiële wyse. En hy kom bemoedig hulle dan ook daardeur en wil kom onderstreep dat dit God is wat hulle gebruik. En deur dit te doen, is hulle gehoorsaam aan God en maak hulle verskil in God se koninkryk. God gebruik hulle om in Paulus se lewe 'n verskil te maak. Daarom dat hy die Here kom dank, nie eerstens oor die gawe nie, maar dat God getrou is en kom voorsien in sy behoefte. Die wonderlike deel waarvan om te gee as Christene, om te gee vanuit oortuiging dat dit is wat God van ons vra, is dat die seën is nie net vir die ontvanger nie. Die seën is soms selfs groter op die een wat gee. Dit is 'n seën om 'n verskil te beleef dat God jou gebruik om 'n verskil in iemand anders se lewe te maak. So laat ons 'n bietjie terugkyk na ons omstandighede en wanneer God kom voorsien, wanneer ons ontvang dit wat ons so desperaat nodig het, want ons sê, dit is nie hierdie een wat so goed is, of daardie een wat dat gedoen het nie, want dit is God se voorsiening. Dit laat my nou dink aan die ou tannie, wat in desperaatheid elke oggend op haar stoep die Here gebid het. Sê, Here, ek het nie meer kos nie, daar is niks kos in hierdie huis nie, ek het werklik kos nodig, kredietware nodig. Getrou het sy vir God kom vra. En dit het so 'n week aangegaan en langs haar het daar 'n man gebly wat 'n ateïs was. Hier is my geleentheid, het hy gereken om te bewys God bestaan nie. Dit is net mense wat dinge maak gebeur. En hy gaan winkel toe, hy gaan koop die nodigste kredietware en hy los dit daar op haar voorstoep. En toe die tannie volgende oggend die deur oopmaak en sy sien hierdie kredietware, sy prys die Here, dankie dat U kon voorsien het. En hierdie man kom daar om die draai, hy sê nee, dit was nie die Here nie, ek het dit alles vir jou gekoop. Hy sê, dankie Here, U gebruik selfs die duiwel om dit vir my af te lewer. Laat ons so mentaliteit begin kweek. Alles kom van God af. Dan kom leer Paulus vir ons, wees vergenoegd, wat ook al die omstandighede. Dit is wat hy daar in vers 11 sê. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En waar is hy op daardie stadium? Hy is steeds in die gevangenis.
terwyl hy hierdie brief vir hulle skryf. Dit is nie ideaal nie. Hy sê, maar ek is vergenoeg, ek is tevrede met waar ek nou is. Paulus het geleer. Hy kom maak dit duidelik dat hy geleer het. Hy sê nie net, ek is vergenoeg. Dit het net vanself gebeur. Maar God het dit in sy hart ook kom bewerk. God het hom deur sy omstandighede kom leer hoe om vergenoeg te wees, hoe om tevrede te wees, genoegsaamheid te beleef in dit waar ek myself bevind. Is nogal relevant, want as ons kyk in daardie tydsraamwerk was daar 'n groep wat hulle self as die Stoïsyne bekend gestaan het. En hulle het so 'n siening van die lewe gehad of van gebeure gehad dat wat ook al gebeur, hulle sal nie dat dit hulle emosies laat beïnvloed nie. So hulle uitgangspunt was amper meer, amper sê apaties, as ons so kan noem, dat hulle laat hulle nie beïnvloed nie, staan buite die omstandighede. Hulle reken die gelukkige man is tevrede met sy huidige lot. Dit wat met my gebeur, is fyn. En daarmee maak ek vrede. Is dit wat Paulus hier vir hulle kom sê? Sê, maak vrede met julle slegte omstandighede? Nee. Wat Paulus hier kom sê, is eintlik veel meer. Hy sê, Christelike vergenoegdheid is nie in apatie of in onttrekking gesetel nie. Hy sê, ek gaan dit my nie laat onderkry of my laat beïnvloed deur dit nie. Maar Christelike vergenoegdheid is gewortel in blydskap. Dis wat hy nog die hele tyd vir hulle kom sê, julle vergenoegdheid is hoort gewortel te wees in blydskap in Christus. So dit beteken nie dat ek bloot net, wat ook al my omstandighede is, net so aanvaar nie. Ja, ek kan werk om my omstandighede te verander, om myself te verbeter, om my omstandighede te verbeter, want God maak dit vir my moontlik. En dat ons nie onderkry deur dit nie, maar weet, God is in beheer. Bo dit waar ek my nou bevind, is God steeds in beheer. Wanneer ek in 'n moeilike situasie is, en omstandighede is waar ek regtig nie wil wees nie, bring dit voor die Here. Dis wat hy sê, bring alles in gebed en smeking met dankbaarheid voor God. Bid daaroor. Maar dan neem dan aksie in gehoorsaamheid aan God om daarin op te tree. Om te wys, God stel ons in staat, om te wys ons het vreugde in God. Ek aanvaar nie bloot my lot nie, want ek weet, God is met my. Hy het 'n doel ook deur dit wat met my gebeur. So vertrou God met jou omstandighede en soek daarna hoe sy eer ook in hierdie omstandighede kan uitkom. Om wanneer die lewe gebeur, wanneer ek in daardie omstandighede is, te kan vra, wat is dit wat God hierdeur wil leer? Hoe kan God hierdeur verheerlik word? Ons sien dit prakties hier in Paulus se lewe. Hy het dit gedoen. Dit gaan nie oor Paulus nie, dit gaan oor Christus, sy koninkryk. En deur so voor die Here te kom, in afhanklikheid, bereidwilligheid, het God juist daardie omstandighede kom gebruik, om Paulus te bemoedig, maar ook om ander bekend te stel aan die evangelie.
En moet ons versigtig wees om nie ons vergenoegdheid, ons Christelike vergenoegdheid te verwar met net luiheid nie. Sê ek is tevrede met dit wat met my gebeur. Dit is nou so, dit is maar my lot. Ek kom nou weer amper by die Stoïsyne uit. En sê, laat ek nie my eie luiheid of my eie tekort aan goddelike ambisie dat ek toelaat dat dit dat ek het daarop kan neerbring dat ek moet dan maar vrede maak daarmee nie. Maar dat eerder dat God my wil gebruik, God my deur hierdie omstandighede wil kom optel, kom oplig en dit tot sy eer wil kom draai. Dat ons hom in elke omstandigheid sy eer sal soek. Weereens, Paulus het die voorbeeld, hy sê hierso, dat hy aan albei kante van die spektrum al gewees het. Daar vers 12 sê hy, ek weet wat dit is om verneder te word, ek weet wat dit is om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Sê daar die woordjie wat vir ons uitstaan in vers 12, in alle dinge is ek onderrig. Dit laat ons 'n bietjie anders kyk na dit wat om my gebeur. Paulus se uitgangspunt is, wat wil God hierdeur in my lewe kom bereik. Daarom wat hy sê, in alles, toe ek baie gehad het, toe ek niks gehad het, toe ek honger gely het, toe ek genoeg gehad het om te eet, is ek onderrig. Het onderstreep daar, wat hy daar in vers 11 sê, en ek het geleer om vergenoeg te wees. Dit is 'n bietjie van 'n kopskuif wat ons nodig het om te maak. In steede daarvan om bloot in my omstandighede vas te kyk, dit wat met my gebeur, en myself te begin jammer kry oor dit wat met my gebeur. Wat is God besig? Hoe is God besig om my te onderrig? En alles, of dit nou baie goed gaan, of dit nou baie sleg gaan. God is heeltyd betrokke. Hy is heeltyd besig in my lewe. Laat ek dit nie vergeet nie. In tye wanneer ek niks het nie, in tye wanneer ek baie het, in tye wanneer ek gelukkig is, in tye wat ek diep hartseer is. Alles is God besig om in my lewe te werk. Maar laat ons soos Paulus voor God kom en besef, God is besig. Dit gaan nie oor die omstandighede nie. Dit gaan nie eers primêr oor my behoeftes nie, maar oor God en sy eer en hoe hy besig is om my te onderrig ook hierin. Ons almal weet wat dit is om ontevrede te wees met ons omstandighede of dit wat nou met ons gebeur. Wanneer ons niks het, maar selfs wanneer ons baie het, nog meer dan ontevredenheid. Jy al gesien, baie mense wat meer is genoeg het, is daar die versoeking om nog meer te wil hê, so daar is steeds 'n ontevredenheid. En daar is ook die versoeking om trots te wees op dit wat jy het, dit wat jy bereik het. Ook die versoeking om gierig te wees, selfs vir nog meer. En dan kom die versoeking om bekommerd te raak. Nie meer oor dat ek nie het nie, maar bekommerd dat ek nou gaan verloor dit wat ek wel gekry het. Sien, ons twee kante.
So as ek baie het of oorvloed het, dan verskuif die fokus net van bekommernis oor wat ek nie het, maar bekommernis dat ek gaan verloor wat ek wel het. Altyd is daar 'n rede, kan ons probeer motiveer hoekom ek ontevrede is, hoekom ek nie vergenoegd is met my omstandighede nie. Paulus kom sê, hy het geleer om in alle omstandighede vergenoegd, tevrede te wees. En dit kom nie van self nie. Dit gebeur nie net. Ons sien dit by Paulus en ons het dit al self ook beleef, die dag wanneer ek my lewe aan God oorgee, my lewe aan hom toevertrou, is ek nie ewe skielik tevrede met alles, vergenoegd met alles nie. En dis hoekom Paulus kom sê, en ek kom onderstreep dit, is iets wat ons moet leer. Doelbewus moet aan werk. Sê ek het geleer om vergenoegd te wees. En wat hy sê, en dit alles is ek onderrig. So dit gaan nie net van self gebeur nie. So Paulus kom sê vir ons, dat ons eerstens blyskap moet vind in God se voorsiening. Dat ons vergenoegd moet wees met die omstandighede waarin ek my vind. Maar dan derdens, dat ons krag is in Christus. By vers 13. En dis 'n vers wat ons almal ken. En al geleer het en al sekerlik baie aangehaal het. Soms in die regte konteks, soms 'n bietjie uit verband. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Nou, dit wat hy pas vir ons gesê het. Hy dank die Here vir dit wat God vir hom kom moontlik maak het en hoe God hom kom onderrig en leer het. Hoe was dit moontlik? Sê hy, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hier is 'n baie bekende vers. Dit is 'n bietjie gaan oplees, is in die top 10 mees aangehaalde verse uit die Bybel. Ja, dikwels buite verband, dikwels buite konteks of verkeerd toegepas. Sommige mense sê dat ek kan enigiets doen want God gaan my krag gee daarvoor. So, God gaan dit vir my moontlik maak. So as ek 'n luxe kar wil koop, maar ek kan nie regtig bekostig nie, kan ek die kar gaan koop want God gaan voorsien. Is dit reg? Nee. Of ek moet 'n eksamen gaan skryf, maar ek het hom nie regtig geleer nie. Maar ek is 'n Christen en ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ja. So, ons kan nie dit kom buig soos wat dit ons pas nie. God is ons krag. God is ons voorsiening. Hy stel ons in staat om dit te doen waartoe hy ons roep. Nie dit wat ek uit my eie wil doen nie, om dit te doen waartoe hy my roep. Daarom dat Paulus hier kom sê, ek het geleer om vergenoegd te wees, en hy kom vertel, en hy het ook gesien, gehoor van sy getuienis, hy kom vertel van, hy weet, hy het al meer as genoeg gehad, en hy het al bitter swaar gekry. En kom sê hy vir hulle, dankie vir dit wat julle kom gee, maar dit gaan nie oor die gawe nie. Ja, God gebruik julle om in my behoeftes te kom voorsien. God kom seën julle ook in dit. So wanneer ek hierdie vers weer lees, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. God kom gee my krag in staatstelling vir dit waartoe hy my roep. So in elke omstandigheid, wanneer die lewe moeilik raak, wanneer ek nie meer kan sien nie, so Paulus vir ons hier kom sê, as ek gelees,
van alles in gebed en smeking met dankbaarheid voor God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Dis daardie vrede wat my in staat stel om blydskap, vergenoegdheid in my omstandighede te hê. Soos dit kom saamvat wat Paulus hier vir hulle kom sê. Ons het in die begin gesê, Paulus kom deel in hierdie paar verse die geheim van vergenoegdheid. Hoe kan ek my vrede, my vreugde hou in my omstandighede? Die geheim is Christus. Die geheim van vergenoegdheid is Christus. Christus stel my in staat om in alles, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. As ek nie vir Christus het nie, kan ek probeer, soveel ek wil, ek kan probeer om kop bo water te hou, probeer en terapie kry en hulp kry, om deur hierdie moeilike omstandighede, hierdie gat waarin ek myself bevind te kom. Maar sonder Christus is dit eintlik maar verniet. Die geheim van vergenoegdheid is Christus. Hierdie geheim is nie 'n geheim wat ons net vir onsself moet hou nie. En dis wat Paulus vir hulle ook kom sê. Sê deel dit, dat ander dit ook kan beleef, ander ook kan sien. Daarom dat hy vir die Filippense skryf. Hy het geleer om vergenoeg te wees. Hy is onderrig in alle omstandighede om God in dit alles te sien. Om alles tot God se eer te gebruik. En hy kom moedig hulle aan om dieselfde te doen. Ja. Vandag ook is ons omstandighede dikwels nie ideaal nie. Daar's tye wat ons regtig swaar kry, of hartseer het, of net nie meer kan sien. Laat ons hier teruggaan na die getuienis en dit wat Paulus ons kom leer. Dat God besig is om my te onderrig. Dat ek ook kan sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Mag die Here ons help. Amen. Nou, Vader, dankie vir dit wat U vanmôre net weer eens kom vasmaak en kom tuis bring het in ons harte. Here, so dikwels wil ons ontevrede wees, ons verval in ontevredenheid en kla en onsself jammer kry oor ons, arme ons, hierdie dinge moet deurgaan. Vanmôre kom leer U vir ons dat niks gebeur toevallig nie, Here, maar U gebruik ook dit waardeur ons gaan om ons te onderrig. Om staande te kan bly. Maar ook dat ander U kan verheerlik vir dit wat U besig is om te doen. Dat ander met U kan ontmoet. Help ons om daarin kopskuif te maak en dit so deel van ons elke dag se lewe te kan uitleef. Ons vra dit in Jesus se naam.